Tess het nou vanoggend begin om die plantjies water te gee en toe begin sy haar make-up aansit. Toe dink ek, ja, hier kom dit nou. Sy wil seker weer uitgaan in ons met ons somerkaartjie, né, Lavie? Kyk hoe mooi lyk sy, sy wil seker uitgaan. Ja. Met die somerkaartjie. So we're going, waar wie heen gaan? Ons het besluit vals te doen. Okay, laat ek gou kyk. Ek soos gewoonlik moet ons 'n plan uitwerk van aksies, soos ons gaan na Google Maps toe. Ons sê you are there. En ons wil Vasterboot toe gaan. Ons daai en daar is dit. So. Ons sê ons, how do you get there? Directions. Ja, met die bus. Okay, bus nommer 300 van Mamo af. Wat 12 uur waai, dis nou 11:38. So ons vat gewoonlik so 10 minute om daaraan toe te stap, so ons moet onsself hier uitkry. Op daai oomblik, en wat ons ook nou kan doen, ons kan net bevestig met ons kaartjie. Ons gaan toe, sinds ons wil show on map. Show on map. Dis nou die bus app hierdie wat 'n mens kan gebruik om uit te figure waar is jou bus. Waar gaan ons? Onder. Ons gaan soen toe, wat's daai? Daar's 'n sentrum daar. Confirm location. Okay, bus nommer 300. Departing at 11:58, position D. En 40 minute daarna ons is daar, my skat. Wat kant is weer? Om die draai van gewoonlik is. So as ons dit sou gekoop het soos ons gewoonlik sou koop, dan moes ons betaal het 180. So nou gaan ons op die kaart. Klaar 180 betaal. Ja, op ons travel card, ons summer travel card het ons 600 betaal. En now we're going to Walkies. Ons sal vir ons 'n koeldrankie koop daar by die sentrum, skat. Are you ready to go? Ja. Lyk so, kyk hoe sy uitgevat hier so. Mooi baadjie en plaggas wat die mense baie gebruik. Tessa vra net vir my waantoe sê to go by daai gebou, by daai swarte daai kant, dis waar die busstop is. Dis bus D. So dis wat is dit A, nee? A en B. Daai is A, hier is B en D is om die draai. Dan stap ons by station Hilly, hè? So af. Hier is die bus D op. So ek dink ons moet einde van daar. Dit is bus 300. Ek sien omdat dit 'n strand is wat daar is, gaan almal strand toe. Ek sien jullie nummer 300. My timing is goed, hè? Net oor kan die groen gebou. Is ons bus aan die kant. Die volgende stop is Drakkamp daar in Ikea. Maar ons is by regte bus nummer 300. So ons is nou daar so. En ons gaan nou net so aankie kan stap tot daar so. En die geel brustes is nogal baie, nee. Hier is 'n fotostudio wat interessant is op die einde van die hier so en dan is daar natuurlik 'n groot bistro restaurant daarso. En dan 'n woutjie. En daar gaan ons na die strand toe daarso toe. Maar hier's ook sulke inligtingstukkies hierso wat vir jou vertel van there's many kinds of insects that in the pond including so-called longhorn beetle. Learn more about it by scanning the QR code. En dan kan jy 'n bietjie meer uitvind van hierdie dennebome hierso in die plek. En my moeder wil net stap, sê sy, kom ons gaan daai kant toe. Want ek het vir haar gesê ek sal graag oor 4 ure by die huis wil wees sodat ons die rugby kan kyk in Australië. So ons gaan nou vir 4 ure stap. Ek hoop nie vir 4 ure nie. Ons is nou op die verste punt. Die bus kan nie verder ry nie, hy draai hier om, ver onder suid. Ja, mooi duin is dit lekker rustig en net 'n bietjie warme rug met sulke mooi fyn wit sand. Natuurlik oor daai duin daar so is dit not the same. En nog 'n interessante feit is dit, the early hair grass is a small grass that grows in the grey dunes
Learn more about it by scanning the QR code. Ek sal dit seker moet doen en kyk eens wat sê dit. Okay, so ek gaan net 'n foto neem. Ek gaan nie foto neem nie, ek gaan net die QR code scan. En dan The early hairgrass. This is part 4 of 5 of the audio guide Expedition to the Beach from Naturum Falsterbo. The early hairgrass, or Aira precox as it's called in Latin, is a small grass that grows in the dunes. Aira is a large family of grasses. The name means nest, eyrie, of a bird of prey. The specific name precox is the Latin word for early or precocious. It has this name because it blooms so early. The early hairgrass is fairly easy to recognize if you sit down and look carefully or feel with your hand where the soil turns into sand. It is a fairly small grass, around 10 centimeters tall, that grows in small tufts. The stems of the grass are stiff and somewhat red. my sand is wit. En dis baie sag. Dis eintlik lekker. Right, en nou vir die surprise. En as ons oor die duin gaan, is dit 'n mooi strand hierdie. As Gustaf hulle sal kom kuier, sal ons hulle seker eendag hiernatoe bring om by die see sit en swem. Ons is al hier gewees. Gepak is. 'n warm somersdag. Daar staan moeder vir my en wag. Nee, die mense het geld, want hulle kan sulke goedjies doen soos vir jou pad oopmaak en met die nie oor die duin hoef te stap nie, so jy met jou karretjie hier kan verbykom vir die kinders sonder om hierdie duine te probeer hanteer. Gekyk na die watertjies en toe noem moeder daar so, sy sê ja, dis nie lekker ver stop so die kinders sal lekker hier kan swem, sy kyk hoe diep is dit is daar so net. Is nie baie diep as jy kyk hoe die mense instap en so. Wat jy sê, moeder? Ons het gewonder of Gustaf hulle sal kom kuier. Of hulle. Dan het ons dan my strand wat ons hulle daarheen kan bring, nee. Dit is aandraagbaar. Die water is nie super hot, nie wat koud. En af ek kom loop hier in die water, man. Voel hoe koud is dit. Voel hoe warm is die water. Sê vir die mense daar by die huis hoe warm die water is, soos hulle kom swem, die hoef nie bang te wees nie. Daar is laagwater en daar is hoogwater. En dan miskien by superhoogte is dit daar so. Want daar is hoog en dan hierdie gras wat so uitspoel en dan vorm dit sulke amper soos neste as jy daar kyk. Wat interessante gewaar. Beach wedding. Ons seker net die beach foto's. Vandaar. Maar die torentjie is amper vandag. Nee, dis kant van die torentjie, so dis ver daar so. En ek dink ons het nou iets soos 1.8 km gestap volgens my horlosie, so net met seker maak. En nou gaan ons hierdie kant toe, deur die boondes na die golfbaan toe. En daar langs die golfbaan op na Ika toe vir ons koeldrankie. Die windjie is light and variable. Maar hy waai maar van die see se kant af. So hy waai van die suide af, noorde toe. So hier so oefen jy om jy balletjie weg te slaan, en dan loop jy agter hom aan. Dan slaan jy weg, dan loop jy agter hom. Slaan jy weg, dan loop jy agter hom aan. Okay, nog 'n fun fact. This sandy hill is the oldest beacon mentioned in Scandinavian history. The site was used for more than 500 years. In 1222, the Hanseatic city of Lübeck received permission to build a log-fired beacon on this spot.
elke fired beacon gelyk het. So jy het 'n vuur binne in daai ding gebou en dan het ons opgelig. The sandbanks of Flusterbo were always a danger in sailors as early as 1220, and the local friars were told to erect a beacon to warn them. Beacons were lit on Kolbabaken, a coal hill, up within around 1630, at which point the permanent lighthouse arrangement was swinging lever was set up. In 1793, the location of the warning light was moved to the present Fargo Lighthouse over there. En waarheen ek wou gestap het om te gaan kyk daarna. Ja, so daar is hy toe by die golfbaan. So jy kan sien, lyk nogal. Maar golfbaan is altyd mooi, nê? Nee. Ja, as hy versorg is, is hy altyd mooi. Hierdie is mooi versorg. Ja, soos het eintlik nou 'n voetpadjie gekry so tussen die huise en die golfbaan. Wat? Ja, designerhuise, né? Ja. Argitekhuis en dan 'n old fashioned house. Dis seker die kothuis van daai huis. Die gastehuis. Ja, ek dink hulle het jare terug hierdie stuk grond met hierdie huisietjie gekoop. Ja. En net so gerestoreer soos hy is, Ja. daar agter gebou. Ja, het lyk regtig soos 'n ou genuine huis, né? Moeilikheid. So you're now leaving Skanor. Of ze sê this was Skanor. En daar is ons busstop terug huis toe. My moeder lyk oké. Sê hy? Sy tan gou daar agter haar bene lyk. Ons sien, Wat sê jy van jy sien wat? Jy sien so min son? ons sien so min son. Ek moet gebruik maak van die tyd. Ja, en wel die son helder brand nee, maar hy is nie warm nie. So, soos julle kan sien, ons bus gaan kanselleer, toe moes ons 7:30 toe stap ons gou na Eva toe, kry vir ons 'n bietjie drywe om te eet. So ons sit nou en drywe en eet. Jy het gesê iets van, toe sien jy vir wat? Toe dink ons drywe eet, te sê van... Ek dink aan Lilia en Liam. So, Dit is lief as bedrywe. ja. En dis wel lekker drywe van Spanje af. En hulle noem het Ruda Roy Druvor druiwe klas 1 van Spanje vir IK verpak. En dit kos daai 300 gram, 500 gram met 70 rand gekos. Seker nie te bad nie. Ons dag is verby. Ons outing is verby.